deel eers in ons lief en leed. Goeiemôre mense. Ons gaan maar net die saai open. Welkom. Mag ons weet van wat beteken? Dit is toen die junior. Maar ja. Dus wij kunnen weer op die hier te doen. En waar ik uit die leerprijs te gaan doen. Fantastisch. Maar zo kunnen we gewoon doorzo. Dus heeft u waar aangesteld is. Pieter Hollandse man, Pieter Moelis, steeds een andere lijst. Dan jullie Iker. En dan heb ik ons Minion Willy. Ja, Dries Eesman. Dan heeft altijd de reis, waar je natuurlijk altijd aan het geweest. En dan willen we wat bij thuis. Snel van die iets. En dan, ja, die hele deel hebben. Als het 2 jaar staat open, is het 1 jaar al. Ja, is hier voor. Ja, sê. Ja, ben baie verlig. Ek het graag 'n kersie vir jou op. Wonderlik. Dan is dit Ewan ter Blaach. Is Ewan vandag hierso? Of ben, jy's die enigste hierso? Dan steek ook 'n kersie op kom. En dan enige goeie dinge wat gebeur het hierdie week. Enige persoon wat graag iets wil met ons meedeel. Doodse stilte. Ja, ons is bly trots as dokter Toon. Weer in die erediens vanoggend. Welkom terug. Is dokter die soekers? Welkom. Baie Dankie, Thys, Kees. Vriende, ek kyk gou na ons aankondigings vir die dag. Ek self is dan hier vir die erediens. Ons sit deurkollekte vanoggend vir die gemeentekamp. Liesel is, maar goed, ek lees maar so lank. Gemeentekamp bekendstelling, gaan vir François vra. Wil jy dit doen, François? Goeiemôre almal. Ek is gereed om die aanjaag. Ek wil eers net vir die vroudiens en vir Karen en baie van my sê, baie dankie sê, whatever, vir gister baie suksesvol dag. Ek het ons enkel daarmee dag gee. Ek sê dat baie dankie. So dit was baie spesiaal vir ons as gemeente. En dan wil ek nog 'n dingetjie uitdruk. Julle het op die aankondiging gesien, en dit gaan ook sien, maar die plaasfees is die 1 Augustus. Regtig verkondig het wyd en sy, en raak betrokke, praat met ons, en het is regtig waar ek groot gelede op. Dit gaan die mooiste gemeenthede is van die jaar, wat er nog plaasvind op Sintra, gister en dan wat kom. Die kerkkamp gaan ook 'n lekker kuie geleentheid wees. Ek wil net glo daar is baie mense wat hom belangstel. Ongelukkig kon Johanna nie en Jolanda het almal gebel te soek vir kampplekke. Ons gewoonlik ook in die wat van hulle spul bespreek so wat vroeg in die jaar gewees. Al die ander plekke wat ons moontlik kon oorweeg is nie beskikbaar nie. Maar toe kyk ons by Kolka is ongelooflik lekker omgewing, 'n lekker atmosfeer waar daar is baie om te doen vir die kinders. Daar is mountain biking en daar is bane waar ek kan ry, ja,
waar swembad in die agtergrond. Ek het 'n skyfie aan mekaar gesit en die elektron keer gesuig op die seat. So ek hoor dit om oor die wys nie. Van alles wat daar is. Maar ons kamp area wat ons gaan wees, is op een die views waar hulle is. Ons gaan musiek oor drol, iemand in die dag in die dag. So dit is gaan baie spesiaal wees. Die tente is 'n 5-bed tent, ja, jy moet uit slaapgoed sal word, maar dit is baie gerieflik met alles binnekant, as tot 'n ligleer binne. En elke tent het 'n buite muziekblokkie, ja, die hele met een ander tent waar van mekaar ken die wat dit gaan deel. Die karavaanstandplekke, elkeen op sy eie muziek, elkeen op sy eie. Daar is nie 'n te baie plek beskikbaar wat hulle vir ons kon uithou. Ons hou om tyd, maar ons gaan daar een of twee kom bykry. En dan is daar die tente is in R700, die kamp, die tente is 1.200 something. En dan die standplekke, kampe, is 700. En dan is het 500 vir die 5 etes wat dan op deel is van ons kamp. En dan praat het, as daar mense is wat ook kan help bydra of iets, ons het bydra vir die enige ook daarvoor wees. Maar altyd so wie, as daar iemand elke donasie kan doen, gaan het baie lekker gerede wees. Spesiaal dat mense mekaar ontdek en ken en weer is ja. Ons sien mekaar en ons loop by mekaar, maar so kry ons mekaar nader. Dankie julle. Dankie François. Jy kan nog maar daai goed wat jy gestoor het op die stokkie volgende keer vir ons bring. Daar's nog genoeg tyd om daarna te kyk en ons lus te maak. Vriende, Bybelstudie afsluiting hierdie week. Nagmaal Sondag 28 Junie, met ander woorde eerskomend. Ons voorbereiding het ons reeds gedoen. En as iemand handig is om mooi blomme te doen vir die gemeente, meld 'n bietjie aan, jou hande is baie nodig. Zoe Huis, baie dankie vir alles, vir almal wat 'n skenking doen. Dit is regtig 'n geleentheid vir ons as gemeente om uit te reik na mense wat die behoefte het. Baie dankie vir julle wat uitreik. Ons plaasfeesdatum 1 Augustus, so ons kan hom lekker onthou. Is nie die 2de of die 5de of die 9de, is die 1 Augustus. En ons merk so lank daardie datum. Vir die plaasfees is dinge nodig, veral oortollige dinge in ons garage, ons motorhuise, visvang, handewerkgereedskap en elektriese toebehore en selfs 'n ou trekker of 'n bakkie, lopend of nie lopend. Dit kan 'n interessante storie word. Help ons daar. Plaasfees vleis, ons kontig daar vir Jan Miller en die behoeftes daar. Julle sien dit. Dan ons verjaarsdag het ons reeds vir Ben geluk gesê en Ivan vir vandag, maandag Engela Pretorius, woensdag Skoop Pinaar en hy word 80. Is hy hier volgende? OK. Tenis Roos donderdag, Vrydag Nonnie van der Walt wat ook 80 word en dan Saterdag Henk Boysens Ali Engelbreg en baby Prinsloo wat 90 word. Ons almal ken vir Tannie Baby, sy kan ongelukkig nie meer die eredienste bywoon nie, nie omdat sy nie gesond is nie, maar haar kinders het haar belet om te bestuur. En ons verstaan ook so ietsie daarvan. Paul van Rooyen. Ons sê vir hulle almal baie hartlik geluk wat hierdie week hulle geboortedag herdenk. Gebede en versoeke, ons kontak vir Jan en Jan sit altyd hier aan my regterhand. Welkom aan nuwe intrekkers word deur Ines Besuitnout altyd hanteer en dan mense wat vir ons tee skink is die Hekpoortwyk en Krugersdorp Buitewyk vir hierdie maand. Daar is 'n QR code in die bank vir ons dankoffer. Ek hoop julle het dit al gesien. Ek weet nog net nie hoe mense dit doen nie.
Maar blykbaar het jy ook 'n toepassing nodig op jou foon. Julle moet my help vandag, hoor, om dit op my foon te sit. Selfone kan ons afskakel op die oomblik. En dan is dit Vadersdag. En vaders hou van persentjies. En ons kinders gaan gou vir ons help. Sal julle gou vir ons kom help, julle jong manne en jong meisies, alle laerskoolkinders? Okay, sal julle twee, en dan gee julle so aan vir die paas, julle twee, ek het baie hulp, baie dankie, kry ook vir jou 'n helper, hoor? Ja, kom, stap saam met hierdie ouens, baie dankie vir hulle, julle helpenis, deel julle uit, hoor? Dankie, dis nou baie mooi hande, hierdie. Maak seker dat die maas nie vat nie, hoor? Ons sê baie dankie vir hulle wat so vriendelik was om hierdie geskenkies voor te berei. Dit is groot inspirasie. Oh, dankie. Dankie, ek was baie bekommerd. Dit wat oor is, moet julle bring. Moet julle terugbring. Daar sê, kyk hoe genoeg het ons oor. Dis 11 tot 13, ek het dit nie gesê nie. Augustus. September 11 tot 13. Dankie julle, baie dankie. François herinner my nou net daaraan, die gemeentekamp is 11 tot 13 September. 11 tot 13 September. Ja, sê. Nou is ons gereed om stil te word voor ons Skepper en ons stel ons in wanneer ons saam sing terwyl ons sit. Lied 454. Vader, ons eer U, ons loof U, ons aanbid U. Vader, ons eer U, ons loof U, ons aanbid U.
Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Amen. God die Vader groet Ons genade en vrede vir julle, my kinders. Kom ons antwoord die seëngroet met lied 33, vers 1, 6 en 7. Sing juigend, sing 'n nuwe loflied. 'n Vors oorwin nie deur sy magte. Wat baat die grootheid van sy leer en vers 7. Die Here gee ons sy beskerming. Hy sal sy oog oor ons bly hou. Vers 1, 6 en 7 staande, daarna kan ons weer sit. Juichend sing 'n nuwe loflied, besing opnuut die Heer se naam. Bring nou 'n lofgesang en eerbied, soos dit gehoorsaam is bedaam. Net deur sy gedagte is die Heer by magte, om te laat geskied. Ons maak die Bybel oop vanoggend by 1 Korinte 11. 1 Korinte 11 vers 2 en 3. Net 2 verse. Mens behoort nie eintlik so min te lees nie, want dalk verloor jy konteks. Maar ek dink hierdie verse staan goed op hulle eie, vers 2 en 3. Ons buig net ons hoofde. Here, ons wag in gebed op U. Ons staan toe oë, in geloof steek ons hande uit, na U wat ewig troon oor alles. Ons sien nie, maar ons glo, ons hoop en ons verwag. Dis al. Ons het net vir U, want die perd en die mag en die krag van die mens kan ons nie red nie. Ons luister na U woord. Amen. 1 Korinte 11. Ek vind dit prysenswaardig dat julle in alles aan my bly dink en vashou aan die oorgelewerde leer, soos ek dit aan julle oorgedra het. Ek wil egter hê julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man, en 'n man die hoof van sy vrou, en God die hoof van Christus.
Ons lees net tot daar. Dis Vadersdag en dis 'n geleentheid vir ons as mense om bietjie waardering uit te spreek wanneer ons rondom ons kyk en ons vaders raak sien. Ons het dit alreeds gedoen met ons moeders. Dit klink vir my of die mikrofoon of die luidspreker so bietjie weer galm. Jy sal hom kyk. Om ons vaders te waardeer. Maar om dit goed te doen, moet ons eers die vraag vra, wat is 'n vader? Daai skyfie is reg, Liesel. Wat is 'n vader? Is die skyfie klaar weg? Weet jy? Nee, die vader. Daar sê. Wat is 'n vader? Maar wie weet dit nou nie teen hierdie tyd nie? Vir wie sal 'n mens vra? Wat is 'n vader? Die tradisie. Die wêreld kom ons daarom nou al 'n lang pad en behoort teen hierdie tyd al te weet. Wat is 'n vader? Wat is 'n man? Maar tradisie kan ons gevaarlik wees. Want dit kan maar net 'n gewoonte wees. So vir wie anders kan ons vra, wat is 'n vader? Ons kan vra vir die wetenskap, vir die prof. Ons kan vir hom vra. Want ons vertrou baie op die wetenskap en dit is reg. Want ons is redelik waar ons is met al ons vermoëns en ontwikkeling deur die wetenskap. Maar daar's ook nog 'n derde instansie waarop ons baie leun in hierdie dae en dit is op die individuele opinie van elkeen. Laat elkeen dink, wat is 'n man? Die tradisie, die wetenskap of ek maak soos ek wil en jy maak soos jy wil. Maar ons kies in hierdie oggend vir die profeet. Wat is 'n profeet? Dat hy nou vir ons veroggendleiding moet gee. Die prentjie wys ook. Dis 'n ou man. Maar miskien met 'n bietjie wysheid. Nee, met 'n bietjie inspirasie. Of sal ons luister na die prof? Dis in 'n sin half ons waarneming, ons slotsom, ons siening hoe die hef in die vurk steek. Dis wat ons kan kies. Maar ons kies vir die profeet. En dis waarom ons geluister het na die profeet. Trouwens elke Sondag luister na die profeet. Vanoggend 1 Korinte 11 vers 3. En die sê dat die hoof is God en onder God is Christus en onder Christus is die man en onder die man is die vrou. Ek sal daar sê. Ons kies dus vir 'n hiërargie. Ons kies vir 'n hiërargie. Wat 'n gevaarlike begrip vir die 21ste eeu, 'n hiërargie. Dit beteken God is ons werkgewer. En ons is miskien die baas van die plaas, maar ons boer op sy plaas. Daarom is hy bo aan die hiërargie. Die man is ook die hoof van die vrou. Maar ons gaan nie vanmôre iets daaroor sê nie. Dis 'n storie op sy eie en ook minder gewild. Ons kies vir 'n hiërargie. Dis wat die profeet sê, dis sluk of stik. Dis vreet of vrek. Ons moet dit aanvaar as die profeet dit sê. As baie goed van die profeet wat 'n mens nie verstaan nie.
Maar as ons gekies het vir die profeet, dan moet ons maar staan of val by die profeet. Hy gee 'n hiërargie. Maar ons hou nie daarvan nie. Kom ons wees eerlik. Ons hou nie daarvan nie. Wie hou nou van so 'n gesagsstruktuur? Maar eintlik staan ons elke dag onder so 'n struktuur by die werk. Maar tog op 'n manier is dit juis dit wat dit so stram maak by die werk. Ons hou nie daarvan nie. Ons hou nie van nie. Ons hou van iets egalitair, as daar so 'n woord is. Ons hou van gelykheid. Dit klink reg. Dit klink die antwoord op die lewe. Geen wonder dat in 1789 het die Franse revolusie uitgebreek onder die lese vryheid, gelykheid, ja, en 'n bietjie broederskap. Dit was fenomenaal geweest. Dit was asof die wêreld vir die eerste keer hierdie hiërargie ding afgeskit het. Vryheid, gelykheid en broederskap. En die Russe het in die 1800s daarop gevolg met gelykheid vir die massas en veral vir die werker. En dit klink mos alles goed, né? Dit klink mos alles goed. En verseker is daar 'n groot element van waarheid in. Die werker moet sy slawe kleed afgooi. En hy moet deel in die winste. En hy moet ordentlik hanteer word. Nee, sê die profeet, die lewensbeskouing op die lewe is 'n hiërargie met God op die troon. Die Vader is die hoof. En Christus dien hom. En die man dien Christus en die vrou dien die man. Die man is die hoof. Want ons is besig met die vraag op Vadersdag. Wat is 'n man? 'n Man is 'n sterk ou. Sy ou wat baard het. Maar soek 'n bietjie meer. Ons soek na wat het God gemaak met hierdie twee wesens? Vergeet vir Christus. Wie is die Christus? Wie sê julle is ek? Die Messias. Maar dis nie ons vraag vanoggend nie. Ons vraag vanoggend, wie is die man? En ons wil by die profeet hoor. Nie by die tradisie nie, nie by die wetenskap nie, en nog minder by die tydsgees wat sê, kom ons maak dit maklik, en ons sit almal op dieselfde lyn, en sien daar, vrede op aarde. Nee, die man is die hoof. Wat beteken daai woord? Die Bybel gee ons net een woord. Net een woord. Die man is die hoof. Hy gee natuurlik die hele Bybel. Hy gee natuurlik vir ons die hele skepingsverhaal. Maar wanneer hy nou definieer, gebruik hy net een woordjie, die hoof. En die vrou is onderdanig. Net een woordjie. En al twee woordjies moet ons vul en begryp en verstaan. Wat beteken dit die man is die hoof? In ons huis hou my vrou van Maamheid en ek van Bovril. Maar omdat ek die hoof is, eet ons Bovril. Ons hou nie daarvan nie, nee. Dit klink na dominasie, na dominering. Dit klink nie reg nie, en julle is reg.
Dis nie wat hoofskap beteken nie. Hoofskap het 'n ander definisie in sy kern. Die man is gedienstig aan Christus. Hy is die eerste ou wat aangestel is in die paradys. First in is nie first out nie. Dit bly first. Hoekom diskrimineer God so? Wel, hy is die Vader van die Skepper. Hy het die ontwerp gedoen. En ons kan nou hou daarvan of nie hou daarvan nie, maar hy het dit ontwerp oor en uit. Jy kan ook ontwerp. En as jy wil die skepping ontwerp, kan jy dit ook doen. Maar ons kan nie. Daarom buig ons voor ons Skepper wat sê, die man is die hoof. Maar let wel, nie om 'n keuse te doen oor Baweril en Mamaheid nie, maar om die eerste dienaar te wees voor God. Onder Christus en Christus onder God. En as hy dit nie doen nie, sal die sondes van die vaders besoek word. Want wat is die sondes van die vaders? In die lig van hierdie definisie tot sover kan dit net een ding wees. Hy het nie sy werk gedoen nie. Hy het nie toegesien as gedelegeerde in hierdie skepping om toe te sien dat God se heerskappy hier toegepas word nie. Die sondes van die vaders is met ander woorde nie dat pa een of ander verkeerde ding gedoen het, dalk duiwelkunsies in sy huis ingesmokkel het of aan die vrymesselaars behoort het nie. Ek sê nog net om dit baie keer deel van die definisie word nie. Die sonde van die vaders is dat hulle nie toegesien het, ek is die Here julle God, wat julle uit Egipte uit die plek van slawerny geneem het. Julle mag geen ander gode het nie, is dat hy die gode van hierdie lewe op hulle plek sit nie. Dit sy hoofskap. Maar ons sê, dit klink so patriargaal. Dit klink so asof hierdie hele wêreld voor mans moet buig. Soveel so, dat ons die manspesie moet verklaar in hierdie tyd nou al as 'n bedreigde spesie. As gevolg van daai gedagte wat ontwikkel het, patriargaal. Hulle wil oorheers. Dis nie wat bedoel is met die hoofskap van die man nie. Hy is die eerste verantwoordelike om toe te sien dat God God is in sy skepping. Dis sy roeping. Dis nie patriargaal nie, dis presies Bybels. Dis hoe die hef in die vurk steek. Maar kom ons kry 'n prentjie om dit te verstaan. Die man is die eerste verantwoordelike. Kom ons draai die hiërargie prentjie net so bietjie om, dat ons net 'n bietjie van daai ontsteltenis en koors wat ons ontwikkel. Hy het 'n groot las wat op hom rug lê. Toe te sien, nie dat daar brood op die tafel is nie, dit moet hy ook doen. Nie dat daar genoeg geld is nie. Nie dat ons die beste motor het in die omgewing nie, maar dat God God is. En die vrou, sy is onderdanig, maar kom ons gebruik 'n makliker woord. Sy ondersteun hom in hierdie roeping. Want op die ou end van die dag staan net een roeping vir almal en alles. En dit is dat God verheerlik word. Dat hy koning is. Nie sodat hy op die troon kan sit en heers en regeer soos 'n despoot nie,
maar sodat daar vrede en voorspoed in sy ryk kan wees. Daarom noem ons God God, maar ook, ek glo in God, die Vader. Daar word die despotiese koningsidee van God gebreek. Hy's Vader. En hoe is 'n vader? Slaan hy heeltyd op die drom en op die bas van sy kinders? Nee, 'n vader regeer liefdevol in sy huis. Baie vaders het 'n verkeerde idee van sy vaderskap. Hy verstaan nie, hy's 'n vader wat in liefde tot welsyn van die geluk en die vrede en die ontplooiing en groei van sy huis regeer nie. Hoe moet ons nie die Bybel suiwer van valse idees nie? Valse begrippe, valse definisies nie. Nou word die hiërargie pragtig. Dit word 'n tempel. God op die troon. Christus, die man, die vrou. Die vrou onderdanig, ondersteun die hele storie. Sy sorg dat haar kinders in God se ryk kom. Onontbeerlik. Die huisgesin kan nie groei nie. En die vrou ondersteun en dra hierdie hele gedoente. Die duiwel sê vir haar, het jy gesien jy's onder in die hiërargie? Die duiwel sê nie vir haar, sy's onmisbaar nie. Maar wat vir my opvallend is dat daar nie twee begrippe vir ons gegee word binne 'n hele Bybel, maar is altyd moeilik om die hele Bybel te lees en in sy totaliteit te verstaan. Die man is die hoof, die vrou is onderdanig. Maar wanneer hierdie paar begrippe al so bietjie in die lig gegooi het en in die lig gebring het vanoggend, raak dit ons asof die lewe nou begin sin maak. Asof die lewe nou begin sin maak. God is die koning van hierdie wêreld en sy wet en sy wil gaan deur. Op hierdie manier, God, Christus, man, vrou. En net om hierdie laaste sin, wat ons so tussen hakies sit, oor die vrou, want ons wil nou nie eintlik oor die vrou praat vanmôre nie. Sy ondersteun hierdie ding. Die vraag is nie, mag sy werk of nie werk nie. Die vraag is nie of sy in die huis moet wees of nie in die huis moet wees nie. Die vraag is, ondersteun sy die saak? En waar begin die ondersteuning? Die pad na 'n man se hart loop deur sy maag. Sy dra hom daar, sy ondersteun dit daar. En ons kan maar hande klap vir die vrouens, hulle doen dit baie goed. Die mans begin nou ook so 'n bietjie help in die kombuis. Want vir die dinamika van die lewe waarin ons staan, moet man en vrou saam staan, ook in die arbeidswêreld. Maar die twee rolle kan nooit verander nie. Hy is die eerste verantwoordelike en hy sal voor die troon staan eerstens. Het jy toegesien dat ek God is? Maar moet die vrou nie ook 'n bietjie Bybel lees en 'n bietjie toesien en praat dat God is? Ja, maar sy doen dit altyd ondersteunend. Sy is so gebou, sy is so gemaak. Ons hoef nie op die fisiese voorkoms in die verband voort te gaan nie. Ek het vanoggend 'n gevalle studie saamgebring van 'n man, Henry Ford. Ons ken hom almal. In 1888 het hy die wêreld op wiele gesit. Nee, in 1908.
Sy voorganger Karel Benz het in 1988 die motor op so 'n manier op wiele gekry, maar nie die ryk mense kon sy motor bekostig en vandag nog ook. Karel Benz. Want hy het maar met die hand die karre aan die gang gekry. Maar dit was Henry Ford wat in 1908 die wêreld op wiele gesit het. Want sy droom en sy ideaal was gewees dat elke man met 'n gemiddelde salaris moet 'n motor besit. En toe hulle eers by die T-model kom, het die model gewerk. En het hulle hom op 'n monteerband in die fabrieke kon maak, genoeg, bekostigbaar vir almal. Die T-model, die A-model het nie gewerk nie, die B-model het nie gewerk nie, die C nie, A, B, C, D, tot by T die 20ste probeersel het toegewerk, Henry Ford. Hy het wonderlike dinge gedoen. Hy het vir die eerste keer in sy tyd toegesien dat elke werker ten minste $5 'n dag kon verdien. Dit was ongekend in sy dag. $5, 5 maal 20 is R100 in 1908. Wat 'n man. Hy het die lang dag van 9 uur werk verkort na 8 uur. En die mense het vir hom hande geklap. Henry Ford kom verander ons lewe. Ons hou van so 'n man. Ons hou van so 'n hoof. Maar hy het ook gesorg dat werkers wat langer as 6 maande by hom gewerk het, aandele in die Ford fabriek gekry het. Maar hy het ook 'n paar foute in sy lewe gemaak. Hy was bietjie opvleend. Hy was 'n bietjie wispelturig en partykeer baie onbeheers. En mens kan ook so 'n bietjie in daai sielkunde iets verstaan van die druk wat op hom was. Want hy is hierdie groot man. Hy het die wêreld op wiele gesit. Hy het gevoel hy is die hoof. Hy is die hoof. En van sy raadgewers en werknemers het vir hom aangeraai, ons moet bietjie hierdie model van jou, hierdie T-Ford model, moet ons 'n bietjie aanpas en moderniseer. Maar hy was glad nie daar te vind nie. Henry Ford het die motor uitgevind en so sal die motor lyk. Maar toe hy een keer met vakansie in Europa was, het die werkers in die fabriek hierdie ander idee van 'n motor ontwikkel. En toe hy terugkom, het hulle met trots en vol verwagting vir hom gewys. Hoe kan ons so 'n bietjie 'n paar aanpassings doen en die motor vinniger ensovoorts maak? Hy het so om die motor geloop en 'n hamer geneem en hom stikkend gekap. Henry Ford is die hoof. Maar er is 'n ander tragiese ding wat ook in sy lewe gebeur het. Hy het sy enigste seun, Edsel, wat hy baie lief voor was, het hy reeds op 25 die lewenslange bestuurder van sy fabriek gemaak. Maar dit wat hy met die een hand vir hom gegee het hy met die ander hand teruggeneem. Want sy idee van, hy is die baas van die plaas, het dit net nie moontlik vir hom gemaak, om regtig oor te gee nie, en af te gee aan sy seun nie. Hy het hom eintlik onder die duim gehou. En Edsel is baie vroeg in sy lewe oorlede, tot die grootste hartseer vir Henry Ford. Hy is dood aan kanker, maar die mense het gesê, Edsel is dood aan 'n gebroke hart. Oor 'n pa wat 'n foutjie gemaak het.
Was hy 'n mislukte vader? Nee, miskien het hy net nie sy hoofskap goed genoeg verstaan en besef nie. Hy dien onder Christus, en daarom dink 'n mens nie so baie van jouself nie. Daarom stel jy jou oop vir Christus en vir God. Te min Christus was dalk in sy lewe. Die sonde was dat hy hoofskap in hoofletters geskryf het en nie verstaan het as 'n klein lettertjie hoof onder Christus nie. Vaders is geroep om hoofde onder Christus te wees. Wat moet ons huis toe vat? Paas. Nie dat julle 'n dominerende posisie in die lewe gekry het nie, maar 'n unieke roeping. 'n Roeping waarin ons kan delegeer. Maar as ek op my sakereis is, hier is die Bybel, lees dit in ons huis. En as pa by die huis is, hoef hy nie alleen die Bybel te lees, letterlik en figuurlik nie, maar doen dit baie kere baie beter, veral vir die kleintjies en vir die kinders. Maar hy bly toesien. Hy bly die hoofverantwoordelike in die toesien dat God die koning van hierdie wêreld is. Dit beteken nie die pa word 'n dominee nie. Dit beteken die pa het 'n werk. Want ons moet ploeg en saai en ons moet arbei en ons moet sake doen. Maar sy grootste roeping is, ek moet toesien dat in my klein koninkrykie die koninkryk van God kom. En ma hou vas almal. Want daar's net een roeping vir ons almal en sy spesiaal daarvoor gebou. As ons dit doen, verdien ons waardering en aanmoediging. En sal Paulus sê, soos hy in vers 2 gesê het, ek prys julle dat julle aan my dink en aan die lering vashou van die profetiese woord. Paulus staan voor die gemeente van Korinthe. Hy's by hoofstuk 11. Hy het baie vrae en antwoorde gegee tot op hede. En hy gaan nou na die einde se kant toe. Hoofstuk 11, 16, hoofstuk 16 gaan die laaste hoofstuk wees. Ek prys julle dat julle aan my dink. Dat julle na my omsien vir my behoeftes, liewe Korinthe. Maar bovenal prys ek julle dat julle aan die lering vashou, die profetiese woord. Daarom kies ons vir die profeet en vir die argie, maar ons sien dit in 'n pragtige lig van die heil vir die wêreld. Sterkte Paas met julle hoofskap. Kom ons aanbid ons Vader met lied 266. Vader wat woon in die hemel, geheilig sy u naam. Terwyl ons sit, daardie gebed.
Kom ons bid saam. Ons buig voor U, Here, want uit U en tot U is alle dinge. Daarom wil ons graag hierdie week begin voor U aangesig. Daarom wil ons net kom verklaar, ons belange is by U. En as ons hier uitstap om te werk en te soeg en te sweet, dan verstaan ons nou ons roeping. U is die koning, U is die baas van die plaas, van my lewe, van my alles. En dankie het U vir ons 'n plan gegee het, hoe om hierdie roeping te kan dra en uit te leef. Ons dankie vir U sorg in ons lewe. Dit is so alledaags, dit is so vanselfsprekend, dat ons nie eers meer besef. U is die voorsiener. Dit lyk so asof ons dit self doen. Dit lyk vir ons dat die perd se krag ons hoop is. Ons wil U raak sien, raak ken, raak verstaan, raak weet. Ons wil in U glo. En ons wil oorgee net aan ons Vader. Ons bid, Here, vir die wêreld wat smag na U koningskap. Maar U wag dat ons sal sê, laat U koninkryk kom en laat U wil geskied. U wil nie oorvat nie. U wil hê ons moet buig. Ons kom, Here, met danksegging vir alles en voorbidding vir ons Paas. Amen. Kom ons dien die Here met gawes, dit gaan vir die gemeentekamp. Lied 453 aan die Vader, dank en ere, laat ons sy lof besing. En die Christus, wat doen hy? Hy kom openbaar die Vader se hart met soveel liefde. En wat doen die Gees? Aan die Gees ons danklied. Hy kom lei ons in die waarheid. Hy kom vat die hande van die profete om die waarheid vir ewig neer te skryf. Al 3 verse, lied 453 staande. Aan die Vader, aan jou ere, laat ons saam sy lof besing. Hy het al ons skuld vergewe, laat ons hom hulde bring. Hy's genadig en magtig, die bewerker van ons heil. Kom ons Heer,
genade van Jesus, die liefde van God en die krag van sy Gees. Daarop sê ons amen.